Ek is vanmôre opgewonde om 'n gedagte met u te deel wat die Here vir my gegee het. Met die tema wêreldse konings sal voor jou buig. Wêreldse konings sal voor jou buig. Prys sy soete naam, prys sy naam, prys sy naam. Ek wil hê jy moet vanmôre weet dat dit maak nie saak wie wat sê nie. God het die laaste sê. Amen. Ek wil graag met u deel na aanleiding van die woord van die Here wat hy my gegee het in Daniël 2. Ek gaan natuurlik nou die hele Daniël 2 vir u lees nie, want u is nou al moeg gelees aan hom vir hierdie jaar alleen al, wat van nog al die ander jare. En u weet waarvan ek gaan praat, so ek gaan nou met u sommer net sekere verse uithaal, want as ons mos lief is vir iemand, dan weet ons presies wat sy hartklop is, en God se hartklop is sy woord. Amen. Ek gaan nou nie sê, wys my bietjie die woord en waai hom nie, want dis God se hartklop. Amen. Maar ek weet u koester hom. So u ken die gedeelte, dit gaan oor die gedeelte van Daniël en dit gaan oor Nebukadneser wat 'n droom gehad het en hierdie man is so ontstel, hy word wakker en hy's omgekrap, die woord sê hy kan nie meer slaap nie en hy staan op en hy sê kry nou vir my al die wyses, die wetenskaplikes en al die slimstes, ek soek die beste wat daar is. Jy moet verstaan, op daardie stadium was hy seker die grootste koning en ek kan amper so stel die grootste man op aarde. En hy gebruik sy mag, hy sê bring vir my die wystes wat daar is. En hy sê vir hulle kom hierso, kom. Ek wil nie wag nie. En terwyl hulle daar by hom staan, sê hy luister nou mooi. Julle gaan vir my vertel wat ek gedroom het. Ek is baie bly ek was een van hulle nie. En as julle my nie vertel wat ek gedroom het en wat die uitleg is nie, dan gaan ons julle in stukke kap. En alles wat jy het verbrand, daar sal net 'n pynhoopie van oorbly. Dis 'n taamlike redelike versoek van hom. Hierdie ouens sê vir hom, maar koning, dis mos nou nie menslik nie. Sê vir ons ten minste die droom, ons sal die uitleg vir jou kan probeer gee. Want ek meen met die uitleg kan hulle mos nog so 'n bietjie duimsuig soos baie ouens doen, hè. Maar gee ons ten minste die droom, hy sê Want ek dink hy self het nie lekker onthou nie. Want hy was nie gewoond dat ou soos hy so vinnig bietjie kan pak slaag kry nie. Wat so 'n groot droom kan kry nie. Maar in elk geval, en hy sê nee, ek sê vir julle net mooi niks. Julle sê vir my, wat het ek gedroom? Hulle sê, hier is moeilikheid. Ek dink hulle het so lank begin groet op 'n punt. Want wat is die kans? Hulle maak die uitspraak by geleentheid en sê, dis onmoontlik. Dis totaal onmoontlik. Hoe moet ons nou vir jou sê wat jy gedroom het? Dis onmoontlik vir hulle. Hy sê, nee, ek soek dit. En ons kyk dat hier die magtigste man op aarde kom en hy gebruik daardie mag omdat hy in benoudheid is. En hy sê, ek gaan julle almal, al die wystes in my land, ek gaan almal doodmaak, as julle nie vir my hierdie droom uitlê nie. Nou dit is 'n taamlike probleempie, wil ek vir jou sê. In vandag se dae glo ek sou daar 'n paar doktersbesoeke en 'n paar voorskrifte gewees het vir antidepressante. Daar was groot bekommernis vir hierdie manne. En toe hulle sê hulle kan dit nie doen nie, toe sê hy, versamel gou vir my al hierdie wystes. Ons gaan hulle almal doodmaak. Klaar. Hy gee vir jou opdrag. Hy sê gaan, maak almal dood. Hulle gaan so ver. Hier gaan hulle vir Daniël by die huis. Daniël hy's nog besig daar om dalk skottelgoed te was. Ek weet nie hoe kwaai was sy vrou nie. Maar in elk geval, en hy's nog by die huis en sê wat nou? Hy sê kom, jy gaan bietjie in stukke gekap word. Ons gaan nou bietjie vleis bewerk. En hy sê wat gaan aan? Hy sê nee, koning het gesê al die wystes, al die slimstes in die land kom by mekaar. Ons maak julle almal dood. Hy sê hoekom? Wat het ons gedoen? Hy sê die koning het 'n droom gehad en hy soek die uitleg wat hy gedroom het en wat dit beteken. Sê maar hoorie man, dis alright. Sê vir die koning, hy moet my net 'n bietjie tyd gee. Jy kyk vir hom. Hey, die grootste sê het nie gedoen
nie. Die manne van naam kon dit nie doen nie. Nou kom jy met hierdie slim storie. Hy sê nee, sê vir die koning net so 'n bietjie tyd gee, ek wil net my broodjies klaar eet. Ek gaan 'n bietjie voor die Here praat, ek's nou by jou. En ek dink daai massas is bymekaar voor die koning, hulle is 'n toestand, is 'n gehuil, is 'n gesmeek en 'n gesig koop en ek weet nie wat al sien, is groot moeilikheid. Baie beplannings. En Daniël sê vir hom, nee man, moenie worry nie. En Daniël gaan verneder hom, nie voor die koning nie. Hy gaan verneder hom voor die koning van die konings. En die oomblik toe Daniël hom gaan verneder voor die God Almagtig. Glory to God. Toe sê God, vir my is niks te wonderbaar. Daar's vir my niks verborge wat ek nie aan die lig sal bring nie. Daar's vir my niks te wonderbaar wat ek nie kan openbaar nie, want ek is God. En hy sê nie, is reg, en hy openbaar aan Daniël alles. En Daniël gaan en hy kom by hierdie koning en hy sê vir hom, koning, kom ek gaan vir u meedeel dit wat u gedroom het, hoekom u slaap gewyk het. En hy begin vir hom die droom te vertel in detail wat die koning gedroom het, sowel as die uitleg van wat God sê, dit sal so wees. Amen. Dis ons God. Nou moet jy weet, hierdie kragtigste, magtigste man op daai stadium op aarde, hy het nie eers vir jou regtig gekyk nie, want dit was deel van hoe hulle opgetree het. Jy het nie gekyk vir enige iemand nie, en as hy verkeerd vir jou kyk, dan is jy gedood. So groot was hy, almal het nie eers in sy teenwoordigheid gekom nie. Maar toe Daniël, die man van God, wat voor die grootste koning gaan buig het, voor die koning te staan kom, toe gaan val hy van sy stoel af en hy val op sy aangesig en hy begin vir Daniël aanbid. Halleluja, want as God in 'n saak is, verander hy die situasie. En hy begin vir hom 'n wierook en hulle offers bring aan Daniël. En hy sê, Daniël sê nee, en hy verduidelik hom verder wat God sê. En God gee guns aan Daniël, omdat Daniël bereid was om by God te gaan wag vir 'n antwoord. Ek wil hê jy moet verstaan, as jy kyk na hierdie agtergrond van hierdie gedeelte, sal jy sien dat hierdie man se droom het hom ontstel en die wystes van die wêreld gekry, maar op die einde van die dag kon hulle hom nie help nie. Daniël het gedoen wat elke kind van God moet doen. Hy het die tyd geneem om God te soek. Hy het gebid. Hy het nie die eer gevat nie. Hy het homself verneder voor God, Daniël 2 vers 30. En toe het God die verborgenhede aan hom geopenbaar. God gee aan sy diensknegte wat die wêreld nie kan bied nie. Sê amen. Nebukadneser was die magtigste man op aarde, soos ek gesê het, hy die wystes, hy die wetenskaplikes, hy die teoloë, hy die slimste ouens bymekaar gehad, en die hele wêreld, die bestes het hy bymekaar gehad. Hulle kon nie vir hom iets sê nie. Maar God openbaar dit deur 'n nederige dienskneg wat sê, spreek Here, u dienskneg luister. Vandag wil ek vir jou sê, God kyk nie hoe groot jy dink jy is nie. God kyk hoe gehoorsaam jy bereid is om te wees. God kyk of jy hom die erkenning en die eer sal gee. En ek kyk hierdie gedeelte en ek sien, God gee wysheid wat van bo kom. God gee drome, God gee uitleg, God gee openbaring, God gee rigting, God gee inspirasie, God gee beskerming en ook die onderskeiding. Waar God se geestelike lig is, moet die wêreld se wysheid terugstaan. Die woord van die Here sê, die wysheid by die wêreld is dwaasheid voor God. Dit wat die wetenskap, kyk, die wetenskap wil nog altyd God probeer uitoorlê. Die wetenskap wil altyd God probeer bewys, en nie regtig God bewys dat God nie daar is nie. Dis die hoofdoel van die wetenskap, is om te probeer wys dat hierdie kan nie deur 'n God ontstaan het nie. Dit het eerder deur 'n vleermuis of iets ontstaan. Hulle glo eerder aan niks as wat hulle glo in God. OK, kom ons los dit daar. Hulle is baie slim. Daniël 2 vers 10 tot 11, al die wyse manne het gesê, daar's niemand wat dit kan doen nie. Daniël 2 vers 19, toe word die verborgenheid aan Daniël geopenbaar. Hoeveel keer wag God
tot ons eers met ons rug teen die muur is, en daar's geen menslike insette, menslike vermoë, menslike eer by nie. Dan sê kom ek kom gou vorentoe, kom ek verduidelik gou vir julle. En God kom hier en hy openbaar dit aan Daniël. God is die antwoord wanneer die wêreld vol vrae is. God is die lig wanneer die wêreld vol duisternis is. God is die stem in 'n wêreld vol van leuns. Halleluja. Ek wil hê jy moet vandag verstaan, God verhef wie nederig is en hy verneder wie dink hulle is verhef. God maak die hoogmoediges nederig en die nederiges stel hy op. En ek kyk na hierdie verskoning gedeelte en ek sien Daniël 2 vers 46, toe val die koning Nebukadneser op sy aangesig en hy het voor Daniël neergebuig. Hierdie droom van hierdie koning het hom so ontstel en toe hy die wysheid wat hy gehad het en al sy vermoë op die proef stel en alles stel te leer, was hy so teleurgesteld en seer gemaak dat iemand wat seer het, maak seer en hy sê ons gaan vir julle 'n bietjie opchop. Ek dink hy het die paar blokmanne begin nader roep. Sy bring vir my die skerpste saam. Hierdie manne gaan vir ons in kleiner gedeeltes opgedeel word. Maar Daniël kom en Daniël sê so, sê die Here. Ek wil vir jou sê, ek glo al daai wyses en slimmes en wetenskaplikes het baie kort op die koning se hakke saamgebuig en God erken. Amen. Van hulle het dalk daar van die chopping blocks afgeklim. Hulle was so naby aan styks, hulle was nog nooit so naby nie. En hulle klim af en hulle erken, jy wat dalk gering onder ons was, jy wat geminnig onder ons was, daar's iets by jou wat my geleerdheid vir my nie kan gee nie. Daar's iets in jou wat my slimmigheid nie vir my kon gee nie. God is in jou, God is met jou, God het dit aan jou geopenbaar. Woo, glory to God. En toe hier die koning op sy aangesig val, sien ons, en ek wil hê jy moet mooi verstaan, nie omdat Daniël 'n God was nie, omdat Daniël 'n God gehad het wat hy aanbid het. Nie omdat Daniël God was nie, maar omdat God se teenwoordigheid sterk op Daniël gelê het en gerus het. As jy 'n lewe leef van reinheid, integriteit, eerlikheid, dissipline, gehoorsaamheid, gebed en toewyding, wil ek vir jou sê, sal God se seën op jou rus. Jy sal dinge openbaar wat vir ander te wonderlik sal wees. God sal aan jou dinge gee in die slaap, God sal aan jou dinge gee deur openbaring en gebed, en die wêreld sal weet dat God is met jou. Hoor vanmôre die woord van die Here. Ek spreek vanmôre profeties in jou lewe, in jou besigheid en in jou alledaagse bestaan. As jy God gaan soek in gees en waarheid, sal God sy wyshede aan jou openbaar. Die wêreld sal beskaam staan. Die wêreld sal verbaas staan. Die wêreld buig nie voor jou nie, dit buig voor God in jou. God sal die wêreld dwing om guns aan jou te bewys. Hoeveel keer het ons gesê, ag, hulle gaan my nie kies nie, want ek is nie deel van die orde of daai orde nie. Ek sal nie heen kom nie, want dit tel teen my, 'n paar goed tel teen my. Ek eet steak en chops. Ek hou van braai. Ek hou van 'n paar goed, dit tel teen my. Hoeveel keer voel jy gaan nie inkom nie, want jy het nie die geleerdheid nie, of jy slaap nie by die baas nie. Hoeveel keer voel jy gaan nie bevordering kry, want jy's nie een wat hy in die son gereeld sien. Hoeveel keer het jy op 'n plek gekom, wat jy gevoel het, jy gaan nêrens kom nie, want jy doen nie wat die ander wil doen nie. Ek wil vir jou sê, as God beslis, die wêreld sal buig voor jou, sal die wêreld voor jou buig. As God vir my is, wie kan teen my wees? Kyk wat doen Nebukadneser. Ek wil hê jy moet weer in gedagte hou, dis amper, alhoewel hy dink so, maar is amper soos om dit te vergelyk met Donald Trump vandag. En hy kom buig voor Daniël.
Hy bring 'n offer van wierook en welriekende reuke voor Daniël. Hy verhef Daniël as hoof oor al sy wysste manne. Hy sit vir Daniël in 'n posisie van nasionale gesag. Hy gee bevordering ook selfs aan Daniël se vriende. Gaan lees aan vers 49. Ek wil vanmôre vir jou sê, is 'n profetiese beeld van God se guns oor jou lewe. As God vanmôre vir jou die uitleg gee, sal jy 'n verhoging kry wat die wêreld nie sal kan keer nie. As God vir jou die wysheid gee, sal God jou optel en hulle sal dit nie kan keer nie. Kom ek sê vir u, meeste van ons se enigste blok sit hier tussen ons ore. Skus, is bietjie hard, maar ek moet gou weer sê dat jy dit net kan snap. Jou grootste blok sit tussen jou ore. Is omdat jy dink. God vra jou nie om te dink nie, God vra jou om te doen. Ek help gister vir 2 jong manne met iets werk. Ek wil nou nie name noem nie. En ek en 2 jong manne is besig daar om 'n projek aan te pak. En by geleentheid, toe wil hulle almal help dink. Toe sê ek, as ons almal gaan dink, gaan ons vir 'n dag of 2 dae vat. Maar as ek kan dink en julle kan doen, is ons nou klaar. Daar's 'n tyd wat ons moet ophou dink en ons moet begin doen, want God het die dinkwerk klaar gedoen. Amen. Hoeveel van ons het langer gesuffer? Wees nou eerlik in jou lewe omdat jy wou dink terwyl God die dinkwerk moes doen. Sien nie wat ek van praat? Hey, ek sukkel met daai een. Ek wil vir jou sê, wanneer God guns aan jou bewys, sal hy mense op jou pad stuur wat jou help, wat jou bevorder, wat jou raak sien, wat jou respekteer, wat jou uitroep, en nie omdat hulle dit wil doen nie. Dis die beste van alles. Nie omdat hulle dit wil doen nie, want hulle wil dit nie doen nie. Maar omdat God dit bepaal het. Ek wil vandag vir jou sê, ons is baie keer hier, maar ek ken nou nie iemand hier nie. Toe ek en my vrou in bediening wil gaan, ons was nou ongelukkig deel van 'n struktuur wat is maar die families wat ingekom het. As jy nie familie daarbo het nie, moet jy maar weet, jy kom baie swaar in. En hulle kan my hoor, ek sê dit reguit, is vandag nog die siekte wat daar lê. Families word ingesit en wat van die res? Ek sê vandag vir jy, ek wil hê jy moet my baie mooi hoor, wanneer jy God se aangesig soek, en God kies my, het hy nie 'n saak wie was my pa, of wie was my ma nie, God het 'n saak met my aan, hy wat my dien, hy sal eer by my ontvang. God gaan nie vir jou sê, jy's van 'n merwe, daar's so veel grappies oor jou nie. Nee, God gaan nie vir jou vra, wie's jy nie. God gaan nie vir jou vra, waar kom jy vandaan nie. God kyk voor jou en hy sê, in jou sien ek iets groters as wat jy self sien. God het 'n groot plan. Ek wil hê vanmôre jy moet weet, wanneer die wêreld se stelsels val, sal God deurkom. Wanneer die wêreld dit nie kan doen nie, kan God dit doen. Daniël 2:28, daar is 'n God in die hemel wat die verborgenhede openbaar. Halleluja, en wanneer daardie God in jou werk, sal selfs die wêreld se konings, hulle mag, hulle geld en hulle invloed voor jou buig. En die Here sê vir my, en dit is, ek sluit met hierdie boodskappe, gaan ek oor na die nagmaal toe, dat as jy voor die koning van die konings buig, sal die konings van hierdie wêreld voor jou buig. Ek wil hê jy moet my baie mooi hoor, wanneer jy voor God as koning, enigste koning, geen gelyke met hom. As jy voor God sal buig, sal die konings van die wêreld voor jou buig. Wanneer jy voor God buig, sal die koning van finansies sal voor jou buig. Die koning van autoriteit en mag en gesag sal voor jou buig. Die konings van owerhede en magte sal voor jou buig. Want God is met jou. As God in jou is en met jou is en jy buig voor God, sal hierdie wêreldse dinge wat jy nodig het om 'n bestaan te maak, na jou toe kom en hulle sal eer voor jou bring. Kom weer terug na die vers toe wat sê, soek alleeers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alles wat nodig is sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed.
Nie uit sy gebrek en ag, jy my het nie. Kom ek sê vir jou, jy dink jy ken 'n paar manne wat geld het. Hulle is taamlik arm. Het jy gesien hoeveel vee het my God? Hy sê die vee op 1000 berge is syne. As hy die skatkamers van die hemel vir my oopmaak, sal ek nie agter geld aan hardloop nie. Geld sal my volg en dit sal met my goed gaan. Maar God kan baie mense nie vertrou met geld nie, want het jy gesien hoe verander party mense met geld? Party ouens is krummel wat dink hy het brood geword. Ek wil vandag vir jou sê, as my persoonlikheid verander as ek geld het, dan vra ek, Here, help my eerder om te bly waar ek is, sodat ek kan hemel maak. Ek gaan eerder met een arm hemel toe as met 2 arms hel toe. Ek gaan eerder met 'n bankbalans, wat so nou en dan so minusie en so rooi lettertjies. Is eintlik vir my mooi, want ek maak my preke, maak ek baie keer so rooi. Nou sien ek die bank maak ook baie keer so rooi. Maar in elk geval, ek gaan eerder met 'n bankbalans, wat so nou en dan so rooi wys. Die bank bel my so tyd terug, ek het my sommer vir hulle vervies. Bel my, sê meneer, maar, dis nou daar met 'n paar jaar terug, sê vir my meneer, nee, maar jou rekening is iets soos R20 in debiet. Ek sê, hy was nou al die pad in krediet, hoekom het jy my nooit gebel en dankie gesê nie? Ek sê, bly my geld, is zero balans as mos my en jou ooreenkoms. So ek was al die pad in krediet, jy het nooit iets goeds te sê nie, maar jy bel my nou wragtig vir R20. Is dit so? Het jy al so kamaligheid beleef? Hulle sit jou op ITC vir R3.15. Nou, ek wil nou gou vir jou sê, nou die dag bel hy my. Hulle is arrogant hoor. Hulle sê vir my, meneer, ons is baie jammer, ons kan jou nou nie meer rente gee nie, ons vra jou nou stoorgeld. Ek wil vandag vir jou sê, ek het dit baie gesê en ek sê dit mooi en ek bid dat die Here dit vir u oopmaak vanmôre. Daar's niemand so arm in hierdie lewe soos iemand wat net geld het nie. As ek nie God het in my lewe nie, stel ek belang aan niks nie. Jy kan 'n klomp nulle agter jou 1, 2, 3, 4 of 5 hê. Dit maak jou niks beter as ek nie. Maar as ek Jesus in my lewe het ek 'n voorsprong bo jou. Ek vra vanmôre vir jou, het jy Jesus in jou lewe? Hier kom manne, want hulle voel hulle het geld, so hulle het gesag, of ek is in 'n posisie aangestel, so ek sal nou so 'n bietjie my vingertjie op jou druk. Van hierdie manne wat baie keer dink hulle leer verder, dan wil hulle van die ander so boelie. Ek wil nou vir jou sê, jy hou nie rekening met God wat agter my staan nie. Jy dink jy daag my uit. Ek is net 'n diensknegt van 'n veel groter God. Vanmôre sê ek vir jou en ek sluit met die woorde. As jy vanmôre bereid is om voor God te buig, sal die wêreld se konings, dit is nie ons konings nie. Geld is nie my koning nie, hoor. Mag is ook nie my koning nie. Rykdom is nie my koning nie. Niks van die goed is my koning nie. God is my koning. Die wêreld se konings sal voor ons kom buig. Nebukadnesar, my Heer, die koning is op sy aangesig. Ek dink almal val neer. Dit lyk soos 'n party van die kerke, almal grond toe. En hy slat neer. Hierdie ouens is bekommerd. Wat gaan aan by die koning? Hy lê op sy aangesig. 'n Koning doen dit net as daar iets drasties gebeur het. Ek wil vir jou sê, die wêreld hulle sal angswekkend rondkyk as die kinders van die Here begin sy aangesig soek. Hulle sal skielik kyk en sê, wat het nou gebeur? Hoor vanmôre die woord van die Here. Soek eerste die wil van God. Soek na sy wil en sy koninkryk en sy geregtigheid. En alles wat nodig is, sal ek vir julle bygee. Die verborgenhede sal ek aan julle openbaar. Die totale menslik onmoontlike sal vir julle moontlik raak. En dit wat by die mens soos onmoontlik lyk, sal by God so moontlik wees dat die koning sal buig. Ek sluit vanmôre hiermee. As God vir my is, wie kan teen my wees? As God seën, wie kan vloek? Want, sê saam met my, ons is nou maar eenmal die geseëndes van die Here. Amen. Kom ons gee die Here eer.